Ons lees die oordenking vir 23 April uit die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizet Marie. Die opskrif is te sag en ons teksvers kom uit Spreuke 3 vers 11 en 12. My seun, aanvaar die straf wat van die Here kom en moet jou nie teen sy teregwysing verset nie, want die Here straf die mens wat hy liefhet, net soos 'n vader doen met sy seun. Eli se 2 seuns, Hofni en Pinias, was priesters in die tempel in Silo. In 1 Samuel 2 vers 12 staan daar dat hulle slegte mense was, wat nie met die Here rekening gehou het nie. Die boodskapvertaling stel dit so: Eli se seuns was 2 niksnutte. Hulle het geen respek vir die Here gehad nie. Hulle het onder andere die offers wat mense gebring het ontheilig, deur van die rou offervleis vir hulle met geweld toe te eien. Dit was 'n gruwel in die oë van die Here. As in ag geneem word dat Eli sy seuns grootgemaak het om hom as hoëpriester op te volg en hulle dus presies geweet het wat hulle voorskrifte was, is dit onverskoonbaar. Eli se reaksie op hierdie en ander vergrype was 'n ligte vermaaning. Ag nee, my seuns, die gerugte wat ek verneem is nie goed nie. Vir God was Eli se vermaaning nie voldoende nie. Hy stuur sy boodskapper na Eli met die woorde: En waarom ag jy jou seuns belangriker as vir my? Dit is die kern van God se aanklag. Die goedkeuring van sy seuns was vir Eli belangriker as God se eer. Hy het hulle vergrype oorgesien, want hy was 'n sagmoedige man. Waarskynlik het hy weggeskram van konfrontasie. In die proses het hy sy seuns nooit geleer dat daar vreugde in gehoorsaamheid is nie. Ook nie dat liefde soms straf inhou nie. Here, ek wil my kinders volgens u voorskrifte grootmaak. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizet se kontakbesonderhede in die inligtingsparagraaf van die kanaal. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizet se ander publikasies wat hier beskikbaar is.